Speeltoneel is 'n opwindende nuwe konsep waardeur aspirant-akteurs en aktrises van alle ouderdomsgroepe die kans kry om hulle deurbraak te maak deur in 'n kortfilm op Via te verskyn. Audisies is landwyd gehou en die suksesvolle kandidaate skuw skouers met van Suid-Afrika se bekendste akteurs en aktrises. Jy het geen vorige ondervinding nodig nie, net rou talent. En die geleentheid is vir dansers, sangers en akteurs. Kraakvars oorspronklike draaiboeke dra by tot die opwinding van speeltoneel. Daar is tog 'n manier om familie te vind in hierdie verwarde wêreld van die welsynsdiens. Dit is die plan wat die Van Dreys het met hulle kamp. As jy doodseker alles is in orde. Jy weet die mense gaan enige oomblik hier wees. Dan moet alles gereed wees. Ja, pa, ek het deur alles gegaan en seker gemaak alles is in plek. Daar's niks om oor bekommerd te wees hier. Daar is net soveel op die spel. Dis die eerste keer dat hulle so iets doen. En as die projek moet flop, dan? Dit sal nie floppie. Hê so 'n bietjie vertroue. Na al hierdie maande se beplanning kan dit net 'n sukses wees. Kalmeer. Dit gaan alright wees. Ek dink dit is seker tyd. Nou kom dan, hulle sal hulle gaan ontmoet. Okay. Kan ek asseblief julle aandag kry? Dankie. Hartlik welkom hier by die Van Drey landgoed. Ek hoop julle gaan julle tyd hierso by ons geniet. Awe, nog goed. Sal ek hier wie ons is, nou wie sal er dan nou? Ek is Jeanette en hierdie is my pa Anton. Ons gaan julle lewensafrigters wees. Wag, wat? Luister, wat 'n lewensafrigter nonsens is dit? Vir ons is gesels kom 'n vakansie hier. Ja, ek is hier om te chill, nie om 'n plaaswerker te wees nie. Wag 'n bietjie. Wil julle vir my sê die welsynorganisasie het en julle verduidelik wat julle presies hier kom doen nie? Luister Chom, jy moet nou daai vletjie van jou op blaas. Ons is nie Blerry All Blacks nie. Ja, my ore raak al seer van die ding en jy gee my sommer 'n migraine. I quickly need to ask a question. Okay. I have a question. What is a life coach? Boetie, moenie vir die mense sulke stupid vrae vra nie. Papilla, I don't know what the word means. Dis glad nie 'n dom vraag nie. Aangesien die welsyn nog nooit vir julle dit verduidelik het nie, moet ons dit anyway aan julle verduidelik. Soos dat ek het verstaan, kom julle uit dieselfde kinderhuis uit. En lewe daar binne en dan na die tyd buite kan nogals moeilik wees. En ons is hier om vir julle te leer hoe om daarmee te cope. Goed soos om familie te vind in die mense rondom jou, nie toe te laat dat die negatiewe statistieke daar buite julle insluk nie, sulke tipe goed. Julle meen hierdie is soos 'n tipe rehab. Hi, kom nou julle, dis 'n once in a lifetime geleentheid. Ja, dit is 'n kans vir ons om meer mense te wees. As julle nie moeg om kinderhuis rejects te wees nie, come on. Kom julle. Natuurlik sal die hoofmeester die geleentheid gebruik om te wys hulle is bo ons. Wel, ek hoor nie wat julle ons wil kom leer nie. Ek kan sorg vir myself en vir my sustertjie. Boetie is bang. Snap out of it, pop. Jou boetie gaan nie altyd daar wees om jou goed uit te sorteer nie. Luister hier. Hey, ek stem saam met Kyle. Ons het nie vir julle nodig nie. Ek en Babe sal lewe hanteer. Oh babe, jy weet mos. Sien, niemand wil nou eintlik hier wees nie. So wat wil julle nou eintlik maak? Ek dink julle almal moet julle sakke by julle slaapplekke gaan bære. Daarna kan julle almal 'n bietjie ontspan met verversings voordat ons begin. Waarom jy nogal? Julle sal sien, die bungalows is hier om die draai en die verversings is ook daar. Ek sê luister bro, jy kan mos nie daai met dat doen nie man. En hoekom nogal nie? Want dit is actually 'n game met reels. So tegnies kan jy nie net speel soos jy wil nie. Ja man. Ag, los hom net bietjie uit. Dalk probeer hy net bietjie van in die game inbring. Bly jy uit, Dolla, hy is jou broer wat jy moet oppas nie. Kykie, trek terug jou kloue asseblief. Net nog gaan die mense dink jy het nog gevoelens vir die man. Hy wens ek gee nog vir haar om. Ai julle, dis nie nodig om te beklei nie. Kan ons nie net vir 'n slag vriende wees nie.
Ons is kaart vir 'n uur of wat nou hier. So kan jy net die sentrum maniere by die sentrum los hê. Wat gaan jy doen? Ons name opskryf. Of ons detensie gee. Ons almal weet Karl kan net bietjie rustig raak. Dis nie nodig om die hele tyd in waghondmou te wees Jy moet pas op, is so dwalende oë wat maak dat ek moet heeltyd in waghondmou te. Man, dit is so vatterig soos daddy nie. Los my man. Man, dis julle. Man, dis my sê gewees. Awie! Was dit dan nie nodig gewees? Julle is die mense wat so 'n klomp barbare begin beklei het. Mooi praat wou nie helpie. Nog steeds Anton, wil jy hê my oordromme moet bars? Waaroor het hierdie bekleierery gegaan? Ek vra nie weer nie. Ag, sommer niks staan hier, dis maar net sentrum goed. Daai is nie 'n goeie verskoning nie. Wag jy net. Ek dink julle moet 'n 15 minute breek vat. Dan gaan wag julle vir ons buite by die braaiplek. Ek wou dit later met julle doen, maar ek dink ek doen dit nou. En dit, dink jy ons moet dit nou al met hulle doen? Ja, Janet, ek dink ons doen dit nou met hulle. Want ons kan hulle heeltemal verloor as ons dit later doen. Ek hoop julle sit gemaklik. Want dit wat ons nou gaan doen, gaan nie baie maklik wees nie. Soos ons voorheen bespreek het, is julle hier om bietjie te leer hoe om die lewe beter te hanteer. Veral mense wat uit julle agtergrond uitkom. What do you mean by that? Ek sal jou later verduidelik, Boetie. Kyk, ons weet julle bly by die sentrum weens sekere omstandighede, omdat julle nie by julle familie kan bly nie. En ons verstaan dat dit nogal staf op julle kan wees. En ons is net hier om vir julle te help beter mense wees en familie te vind in mekaar. Ja, sure. En hoe beplan julle nog om dit te doen? Ons het iemand gekry om saam met ons julle deur die proses te vat van aanpassing. En glo my, as daar iemand is wat dit kan doen, dan is dit doen hy. Wel, soos dit vroeër gesê is, ons het nie julle hulp nodig nie. Kry 'n slag die boodskap asseblief. Ja, as jy ander mense voor julle dit nie kon regkry nie, wat laat julle dink julle kan? Ons kan probeer, kan ons nie? Dunay, kan jy jou asseblief self kom voorstel? Middag julle, soos julle gehoor het, is my naam Dunay. Wie is jy nou eintlik? Ja, wie is die tannie? Sy lyk snaaks. Wel, daar's nie veel wat jy van my af moet weet nie. Al wat julle moet weet, ek is hier om julle beter te leer ken en hopelik julle julleself ook. O, jene. Die net klaar in die tagga-plantasie verdwaal. Ons weet wie die sentrum afgebrand het. Indien julle dit nie besef het nie, is julle alleen in hierdie wêreld en as daar niemand vir julle nie. Julle is 'n swewende eiland in 'n kosmos waaroor niemand worry nie. En daar's mense daar buite wat dit weet en wat reg is om julle te vernietig. Daarom moet julle leer om te besef dat die enigste mense wat julle familie is, hier om hierdie tafel sit. Nee, ja, wie wil vir hulle klomp as familie hê? Is waar, die spul rugstekers kom maar almal omgekom het in daai vuur. For all I care. Stil julle! Of julle dit nou wil besef of nie, julle is almal op 'n manier familie van mekaar. Al is dit nou nie deur bloed nie, maar deur pyn en lyding. En daarom het ons besluit, ons gaan hierdie ding benader op 'n nuwe manier. Julle gaan hier op die tafel sit en vir ons vertel hoe julle in die sentrum beland het. Vir wat? Ons almal weet mos hoekom ons by die sentrum is. Ja, ons leef nou al lank genoeg saam met mekaar om elkeen se ou sad storie al uit ons koppe te ken. Dis waar. Maar het julle al 'n slag moeite gedoen om mooi na mekaar se stories te luister? In hierdie lewe van pyn en lyding val ons ore sommer toe as jy luister na ander mense se stories. Al wat vir jou belangrik is om te weet of ander mense vir jou voel en weet van jou lyding. Ek dink dit is tyd dat julle bietjie mooi na mekaar se stories luister. En as ons nie wil nie? Dan blaas ek weer hierdie vletjie tot jy wil. Walaika Sam, my reason for being here is so specially, man. Mazali my toki chuck me out, man. One plate manner.
Apparently is ek 18, so hulle se responsibility op my is voedalla. Julle weet, die straat is nie maklikie, gladie. Maar toe kom ou skool, sal het my daar gecheck in die Astro met daar bietjie krap. Apparently het sy 'n pos vir my gehad, om vir julle te noba. Wie sê ek nou? Het security of the mansion om te check dat julle nie wit biene word nie. Nooit daai geweet nie. Ouers nee. Die welsyn het in my pa as 'n gepaste ouer gesien met sy drank en beklei probleme. Dis die wat die sentrum my nuwe tuiste geword het. Dit het my nie baie geplan nie, maar dit het wel die ander. Ek kon hom nog naweke sien, maar dis nie dieselfde nie, jy weet. Yes, ou. Ek verstaan eintlik heeltemal wat jy bedoel. My ma, sy was nie heeltemal so sleg soos wat die welsyn haar uitgemaak het nie. Inteendeel, sy het ewen 'n paar keer haar dwelmprobleem probeer los. Maar die welsyn het permanente terugplasing by die sentrum te sien as 'n te groot risiko, veral omdat die dealer so close to home was. So, haar oudie was toe glad nie 'n skok gewees nie. Snaaks. Ek was eintlik bly vir haar bevryding. Ja. Ons storie is nou nie weer so rooskleurig nie. Inteendeel, my skoolman in die welsyn by die sentrum kon ons daarom help, veral toe my pa my ma doodmaak en wou my sustertjie gebruik as 'n plaasvervanger. Dit was ewen die moeite werd om in die tralies, agter tralies te loop sit. Net dat dit seker en veilig is. Papa wou my baie seer gemaak het. Maar gelukkig was Boetie daar om mooi na my te kyk. Net 'n jammer Boetie moes die klip gebruik om papa te help luister. Ek het Boetie so gemis toe hy by 'n groot plek agter die tralies gaan sit. Maar gelukkig het Juffrou Schumann mooi na my gekyk en ons kon Boetie baie gaan kuier. As ek moet eerlik wees, dis nogals baie hartseer om te hoor. Dis nogals bad om weggesleep te word van jou oupa af, want hy het nie genoeg geld gehad om my te versorg nie. Maar ek kan daarom tydens skoolvakansies kan ek by hom gaan kuier. En te danke aan ou Schoeman kan ek die helfte van my lewe saam met julle spandeer. Meisie, jy kan hom daarom nog sien. Dit is nou al 12 jaar terug wat hulle my stoksiel alleen oor die grens gestuur het. Leef my ouers nog? Ai girls, ek weet dis nie maklik nie. Hoekom dink julle is ek en Jodine altyd daar wanneer julle huil? Destyds kon my tannies my ook nie inneem nie. Veral toe dit so moeilik was om te cope met my werk, maar ek het een ding geleer en dit is om dankbaar te wees. En vandag is ek dankbaar want ek het vir julle as 'n familie. Ja, I know what you mean. 'n Mens sou dink jou ouers sal ophou om jou te gebruik om geld in hulle hande te stop. Maar toe nou nie. Van kleins af as hulle jou eers bel, net om te hoor wanneer kom die pay, of hulle kom in die straat afgestap, net om die koevert te kom haal, sonder om jou eens te groet. Dan voel dit jy wil net by Schoeman se kantoor instap en sê jy wil bedank. Ek weet ek het al meestal gesê dat ek spyt is die sentrum op te kom wegvat by hulle. Maar meestal is ek ook bly hulle het, want anders sou ek julle nie ontmoet het nie. Wat sê julle? Cousins for life? Cousins for life! Wow, good for you. Ek is bly hulle kon familie vind in mekaar, maar ek het julle nie nodig nie. Nog altyd maar goed alleen reg gekom. Ag, drop the act. Ons almal hier het al daai en probeer speel en nie een dit reg gekry nie. O nee, weet jy hoe dit voel om met die wete saam te leef dat jy 'n prosie van 'n ma se mislike aborsie is wat jy sommer net daar in die hospitaal gelos het? Weet jy hoe dit voel om vandag een af op jou eie te moet staan omdat niemand jou wil hê nie? Eintlik, ja. My pa wou 'n seun gehad het, toe pop ek uit as 'n dogtertjie. Hy het my ma gedwing om my in die hospitaal te los. Toe vat hulle die pad. So ja,
Ek weet hoe dit voel om alleen te staan. Wel, julle het nooit iets vir my gedoen gehad het nie. Hou op lieg. Ons almal kon sien. Jy het swaar gekry, maar jy het ons weggestoot. Vra almal. Ten minste weet julle hoekom julle ouers niks met julle te doen wou hê nie. Myne is van die rykste mense op die dorp en hulle het net my kom damp by die sentrum, alleenlik, sodat hulle 'n kinderlose lewe kan leef. Julle weet, ek het al gehoor dat hulle vir mense vertel dat ek dood is. Snaaks, al is ek dood, stuur hulle nog steeds geskenkie en goed vir my. Gewoonlik gee ek dit dan net so vir Schoeman en sê sy moet dit onder die ander by die sentrum uitdeel. Daarom tussen julle weet ek hoekom julle my verdra, of hoekom nie. Nou, daarom het julle nog ouers. My en Sander se ouers is oorlede in 'n kar-ongeluk en geen familie wou ons gehad het nie. En dis toe die sentrum ons huis word. Maar ek is net bly dat hulle het ons nie geskei nie, want ek weet nie wat ek sou kon doen sonder my boetie nie. My sister's right. It's been so long after the accident. I can barely remember them. Only in my dreams do I sometimes see them, but that's all. If it wasn't for my sister and all of you at the Centrum, I just know I would have been very lonely. I just wish old Schoeman could be a little friendlier, you know? Wie my mense is, weet ek nie eers nie. Want vandat ek kan onthou, is ek by hierdie sentrum. Gelukkig het ek 'n sussie in jou gevind, Hailey. Ja, saam, ouerloos en alleen het ons vir die sentrum begin. Nou saam is ons altyd. Ja. Ek weet julle spot ons altyd oor hoe presies ons is. En noem ons altyd die hoofmeisies. Maar daar is 'n rede hoekom ons dit doen. Ons doen dit met die hoop dat as ons ooit enig ons ouers sou kan kry, dat hulle trots op ons sal kan wees en wat ons geword het. Ja, dat ons daarmee weet te kon hier het ons beter as hulle uitgedraai het. Of dat ons ten minste iets vir die toekoms kan beteken. En om dit te bepaal, sak nogals, as jy nie weet waarvan jy kom nie. Daarom maak dit vir ons dit die moeite werd om dit wat ons doen, te doen. Want by julle kan ons 'n verskil maak en dit beteken iets. Hulle sien er soms sulke pyn in die gatte. Wel, hierdie Lone Wolf se storie ken julle almal ook al maar te goed. 'n Draaglord se kroonprins wat deur die wrede ex-Schoeman gered is van 'n gangsterlewe. Ek het ook altyd gedink ek gaan alleen wees, totdat jy my vlinder in my lewe kom vlieg. Nadat Schoeman my by die brothel kom haal het, het ek vir myself gesê nooit weer sal ek iemand inlaat nie. Maar toe kom jy op die toneel. Asseblief. Weet jy, Ella, as daar iets is wat jou pla, sê my net reguit wat dit is, want ek is nie 'n bloedhond wat jou gevoelens kan uitreik nie. Daar's niks fout nie. Jy weet dis nie waar nie. Vandat ek hier is jy so snaaks teenoor my. As ek nie van beter geweet het nie, sou ek amper sê asof jy jaloers is oor die feit dat ek en Brendan saam is. Eerstens, ek het nie die begeerte om met jou te beklei nie, want ek wil nie Poppy seermaak nie. En tweedens, ek sal tog nooit jaloers wees op jou en daai rugsteker nie. Jy kan hom behou, hopelik hanteer hy jou beter. Waarvan praat jy? Moenie nou maak asof jy nie weet waarvan ek praat nie. En indien jy vergeet het, is jy 'n slegter luis as wat ek gedink het. Het jy regtig van jou belofte vergeet? Watter belofte? Wag, moenie vir my sê julle twee was... Nee, so simpel. Dis glad nie my tipe nie. Ek praat van die belofte wat hy gemaak het daai eerste dag toe hulle ons by die sentrum kom aflaai het. Ons pa was in dieselfde bende. Jy meen? Ja, die belofte dat ons altyd daar sal vir mekaar wees, ongeag wat in ons lewens gebeur of wie in ons lewens inkom. Jy was altyd daar vir my gewees totdat Melon gekom het. jy het net van my vergeet, my een kant toe gestoot en gemaak asof ek nie bestaan nie. Ek het nooit gedink jy sal my so laat voel nie. Ek is so jammer. Ek het nooit bedoel om jou alleen te laat voel nie. Jy beteken vir my baie. Wel sien julle,
Julle is wel almal deel van 'n familie. Julle ken mekaar en julle weet waardeur elkeen gegaan het en julle kan mekaar help om die lewe 'n beter plek te maak. Saam kan julle bande bou wat geen ander bloedfamilie het nie. Hierdie twee is ook deel van julle familie. Hoe meen die tannie? Anton, vertel hulle. Wel, ek en Janet is ook ou sentrumkinders. Toe hy was ons juffrou Skooman. Ek is wel 'n paar jaar ouer as Janet. Ek het by die sentrum beland omdat my ouers my voor die sentrum se deur kom los het. En ek was daar omdat my ouers my gebruik het as 'n drankmiddel en 'n prosie. Ek was al klaar 'n moeilike tiener toe die welsyn my by die sentrum afgelaai het. En dit is nou al 10 jaar later. En dis hoekom dit vir my so baie beteken om vir julle te help. En 10 jaar gelede het ek 'n oproep van 'n baie moeilike tiener gekry. En dis net nadat ek my vrou en my seun deur 'n huisinbraak verloor het. En saam kon ons toe 'n familie in mekaar vind. Hy het verstaan hoe ek voel en hy het geweet hoe dit voel om 'n sentrumkind te wees. Deur ons pyn het ons deurgedruk en nou is ons 'n familie. Can that also happen to us? Yes, indeed it can. Dis hoekom ons julle almal hiernatoe gebring het, sodat ons vir julle kan help en raad gee, hoe julle mekaar kan bystaan in 'n tyd van lyding en saam as 'n familie kan staan. Dis moeilik en dis harde werk, maar julle kan. Julle moet net besluit, is julle in of is julle uit? Hulle sê die mens is net 'n eiland. 'n Stuk grond wat net in die oseaan van die lewe dryf. Dat jy niks en niemand nodig het behalwe jouself om die lewe te oorleef nie. Tog vind ek daai stelling moeilik om te glo. Noem dit wat jy wil. Sekere oeroue instink wat van binne af skree. Want enige eiland smag tog daarna om eendag deel te vorm van 'n vasteland. Om iewers of by iemand geanker te wees. Wat sê jy? Stem jy nie saam nie?